Goeiemôre aan almal wat vanmôre inskakel by ons oggenddiens. Ons wil vir u regtig welkom heet vanmôre. Ons bid ook dat die woord van die Here u kosbaar in die hart sal aangryp en soos Dawid gesê het, dat ons u woord in ons harte sal bære. Ek wil ook vra dat jy jou Bybels nader sal bring en vir ons by die 5de boek in die Nuwe Testament sal oopmaak, die boek Handelinge, waar ons gaan lees van hoofstuk 2, vers 37 tot 42. Ons het verlede Sondag begin met 'n reeks radikaal in Christus. En verlede Sondag het ons gekyk na die radikaliteit van die Here Jesus in wie hy was toe hy hier op aarde was. En ons het geleer dat hy radikaal was as persoon. Hy was radikaal in sy uitsprake. Hy was radikaal in sy bediening. Hy was radikaal in sy lering teenoor die Fariseërs, die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. Hy was radikaal in sy roeping wat sy Vader aan hom toe vertrou het. En hy was radikaal in sy toewyding. Vanmôre wil ek met jou kom praat in die tweede deel, radikale bekering, radical conversion. Nou wanneer ons na die woord radikaal kyk, dan weet ons dit is iemand wat stroom opgaan en nie saam met die vloei van die water nie. Ons kry daar die vis wat dit doen. Maar dit is iemand wie se waardes, se normes en beginsels en oortuigings wat hy of sy uitleef radikaal verskil van die norme, die oortuigings van ons sekulêre wêreld en van die sekulêre denke en selfs van godsdienstige denke. Dit is iemand wat staan vir sy of haar geloof waarin hulle glo en oorlog verklaar teen kompromieë om draadsitters te wees, om relatief te dink wat vir jou reg is nie vir my reg nie, wat vir jou verkeerd is nie vir my verkeerd nie. Dit is iemand wat nie maklik soeg onderdruk nie. En ons moet ook om dit sê dat iemand wat radikaal is nie gewild by mense nie. En dit is soms 'n baie eensame pad om te loop wanneer 'n mens radikaal is. En omdat ek baie lief vir kerkgeskiedenis is, wil ek wys na die persoon van Martin Luther, wat in 1490s gebore is en in die Rooms-Katolieke Kerk groot geword het en die leringe van die Rooms-Katolieke Kerk aangehang het. En ek wil vir u graag iets lees oor Martin Luther. Martin Luther was a deeply religious person, and from childhood on he had absorbed the teaching of the Roman Catholic Church. He was greatly concerned about the salvation of his own soul. Under the influence of the church teaching, he came to conclusion that the best way to gain salvation was om hom te onttrek, was om as te ware by homself te wees. En dan leer ons, he buried himself in a cloister, a residence for monks and nuns, and he became a monk. In the monastery, he lived a life of the most strictest asceticism. With all his might, he tried to earn salvation by works. En ons weet, dit is 'n blaatante leuen, 'n misleiding, dat jy deur jou werke jou redding kan verdien. En dis wat die duiwel vir ons wil leer en dwalinge vir ons wil leer, dat jy deur jou werke, jou goeie werke, 'n plek in die hemel kan kry. He prayed and fasted and chastised himself even beyond the strictest monastic rules. He wasted away till he became a skeleton. En dan beskryf hy sy belewenis innerlik, wat hy beleef het in al hierdie reëls en regulasies van die Rooms-Katolieke Kerk, wat hy probeer nakom het. I was oppressed with a terrible sense
of utter sinfulness and lost condition. And this cast him in the deepest gloom of black despair. Hulle vertel vir ons dat hy ook in depressie beland het. No matter how hard I tried, it never seemed to Martin Luther that he had enough to earn his salvation. In 'n brief wat hy aan die paus geskryf het, het hy die volgende gesê: I often endured an agony so hellish in violence that if those spells had lasted a minute longer, I must have died then and there. En in die jaar 1512 lees hy die Bybel, die brief aan die Romeine, en hy lees hierdie ongelooflike waarheid. In Romeine 1 vers 17, die regverdige sal deur die geloof lewe. Nou dit kom in die boek van Habakuk in die Ou Testament ook voor. En dan sê hy die volgende: Up until now he had tried to earn salvation by his good works, but it never had been able to feel that he had done enough. Now God has spoken to him, en nou het hy hierdie waarheid vir hom oopgegaan, dat dit is deur geloof wat jy gered word, om te glo in die Here Jesus Christus, hom aan te neem, en dan word jy regverdig verklaar. 'n radikale bekering. En dan sien ons dat Martin Luther in sy radikale bekering wat hy beleef het, wedergeboorte, staan hy nou op en ondersoek hy die dwalinge van die Rooms-Katolieke Kerk, en dan spyker hy die 95 leerstellinge teen die Wartburg van die kerk, om te verklaar van die dwalinge van die Rooms-Katolieke Kerk. En dit het natuurlik 'n geweldige effek gehad op die kerkwêreld van daardie tyd. Ons weet ook van die 12 disippels, dat hulle was bang voor die uitstorting van die Heilige Gees. Was hulle bevrees en bang in die bovertrek, met vrees gelewe, en na die uitstorting van die Heilige Gees, 10 dae later, waarop gewag het op die Heilige Gees, Handelinge 1, word hulle absoluut beklee, omvou met die Heilige Gees, en het hulle 'n nuwe radikale belewenis wat hulle ervaar, onverskrokke getuig hulle vir die Here Jesus. Onverskrokke bely hulle die Here Jesus. Selfs die Sanhedrin het hulle teëgestaan, maar hulle was onverskrokke. En jy kan dit lees in die boek Handelinge. Maar het ook elkeen 'n prys betaal, want Jakobus was onthoof. Van hulle is in brandende olie, ander van hulle het op 'n brandstapel gesterwe. Hulle het ultimate prys betaal vir hulle radikaliteit. En ons sien in die uitstorting van die Heilige Gees hoe dat hulle omstraal was deur die Heilige Gees. Nou wil ek hê dat jy saam met my Handelinge 2 vers 37 tot 42 sal lees. Dis die eerste bekeerdes waar die eerste gemeente ook begin het in Jerusalem. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broers? En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onsse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe die woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en het daarop daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood
en in die gebede. In hierdie gedeelte ontstaan die eerste gemeente in Jerusalem. En nadat Petrus hierdie ongelooflike preek gepreek het, Handelinge 2 vers 14 tot 26, hierdie radikale boodskap wat gehandel het oor die profete wat die Messias voorspel het, dat hy nou 'n werklikheid geword het in ons midde en sy naam is Jesus Christus. Hy is die verlosser wat sondaars by God uitbring. Dit was 'n radikale boodskap in die tyd waarin die Here Jesus gelewe het, en daarom het daar 'n nuwe bedeling aangebreek. En wil ek dit vanmôre baie duidelik kon sê, 'n radikale lewe in Christus begin by ware bekering en by die wedergeboorte. Jesus praat in Johannes 3 met Nikodemus wat die leraar, hoofstuk 3 vers 10, die leraar, die predikant van Israel was. En dan daag hy hom uit om te sê, Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Hoofstuk 3 vers 5, as iemand nie uit water en die hoofletter G, gees, gebore word nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Vers 7, Nikodemus, moenie jou verbaas as ek vir jou sê, jy moet weergebore word nie. Johannes gebruik die Griekse woordjie geneisai anousen wat letterlik beteken 'n geestelike geboorte. 'n Geboorte van bo uit die hemel. 'n Hemelse geboorte. 'n Nuwe geboorte. 'n Geestelike geboorte binne in die gees van die mens. En daar het ons 2 sirkels om dit vir u te illustreer. Die een aan die linkerkant, die klein sirkeltjie, is duister, is donker. Almal van ons word in sonde ontvang en gebore. Dit wil sê, ons is geestelik dood in ons sonde en in ons misdade. Efesiërs 2 vers 1 tot 5. Julle wat dood is in julle sonde en julle misdade, want jy word nie as 'n Christen gebore nie. Daar moet 'n oomblik in jou lewe kom waarin jy die Here Jesus in jou lewe en nooit wedergebore raak. En dan die tweede sirkel aan die regterkant beteken, nou dat die wedergeboorte plaasgevind het, nou dat ek 'n sonde besef het en die Here Jesus aangeneem het, is my gees weergebore en die gees van God het sy woning in my lewe kom maak. En nou groei ek in heiligmaking en groei ek in die Here. Daarom sê Handelinge 2 vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Kan jy sien, hy verwys na belydenis van sonde en die vergewing van sondes en dan kan ons die Heilige Gees ontvang. Handelinge 3 vers 19, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that a time of refreshing may come from the Lord. En hier het ons 'n baie mooi prentjie van die suiwurm en die papie en die mot. U wat nou al, ek weet as kinders, het ons geboer met suiwurms, en dan was dit vir ons altyd fascinerend, om waar ons die moerbeiblare gee, en hy eet, en dan word hy 'n volwasse wurm, en dan spin hy hom toe in 'n papie, en binne daardie papie in 'n sekere tyd gebeur daar iets baie kosbaar, en dan kom daar 'n mot tevoorskyn, en dan vind die proses weer plaas. Nou wat in die papie plaasgevind het, en die mot wat sy verskyning gemaak het, noem ons 'n gedaanteverwisseling, 'n transformasie, 'n metamorfose. En dis wat die Here Jesus gebruik in Johannes 3 vers 3, wanneer hy die woordjie wedergeboorte gebruik, vanuit die sonde toestand en nou in Christus. Petrus kom gebruik ook die woordjie metanoia, wat beteken 'n hartsverandering, maar ook 'n gedagteverandering, waar ons in die sonde was, het ons nou 'n hartsverandering
En nou is ons gerig op Christus, en ons het ook 'n denkeverandering wat ons noem heiligmaking, en nou groei ons in Christus. Beide hierdie twee woorde beteken dat daar 'n gedaanteverandering gekom het, 'n totale wegdraai van die sonde nou in Christus en dit wat hy van ons verlang. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygaan, kyk, dit het alles nuut geword, my denke het nuut geword, my uitkyk het nuut geword, my hantering van mense het nuut geword, my belewennisse het nuut geword, dit het nuut geword, want nou dink ek soos die woord dit vir my wil hê. Sommige mense het 'n radikale bekering gehad, want hulle was baie diep in die sonde, hulle het diep verval in die sonde. Ek dink aan Lukas 15, die verhaal van die verlore seun wat éventueel in die varkhok beland het. Wat hy het sy lewe deurgebring met prostituie en sondaars en alles verloor. En dan in Lukas 15 vers 17 het hy tot homself gekom en het gesê, ek sal na my Vader toe gaan en ek sal God om vergifnis vra en ek sal my Vader om vergifnis vra en dan weet ons van die ontvangs wat hy gehad het. So, daar was 'n dramatiese verandering in hulle wat diep in sonde was en nou die Here Jesus volg. Maar daar was ook ander wat dalk 'n goeie gemiddelde lewens geleef het en nou het die Here in hulle lewe gekom en ons kan sien die vrug wat hulle nou dra is waarlik die vrug van die Heilige Gees. Daar's regtig 'n verandering in hulle lewe. Daar's 'n nuwe effek in hulle lewenswyse en hulle het 'n nuwe uitkyk in hulle lewe. Wanneer iemand hom van sy ou lewe bekeer en na Christus toe draai, is daar 'n nuwe transaksie wat plaasvind. Eers was ek 'n slaaf van Satan en sy lewe. Al was ek 'n goeie mens, al het ek goeie dade gedoen, was ek nog steeds onder die heerskappy van Christus. En nou in hierdie nuwe transaksie het ek by Jesus uitgekom en het daar nou 'n verandering gekom en is hy nou die nuwe eienaar van my lewe. Hy het nou die nuwe beheer oor my lewe. Dit wil sê, met die wedergeboorte en die ware bekering in Christus, wat my vrygekoop het uit die sonde en my deur sy bloed gewas het. En nou is hy die nuwe eienaar van my lewe en nou staan ek in sy diens. Daarom sê 1 Petrus 1 vers 19, you were redeemed by the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde in die Bybel van mense wat dalk godsdienstig was, maar tog radikaal tot bekering gekom het. Die heel eerste voorbeeld is die profeet Jesaja in Jesaja 6 vers 1 tot 8. In die eerste 5 hoofstukke lees ons dat hierdie profeet gedurig die volk vermaan en berispe, wee julle. Dan in hoofstuk 6 het hierdie ongelooflike gebeurtenis, koning Osia, die koning van Israel in daardie tyd, 'n kosbare koning, en hy sterwe, en daar is 'n geweldige rou onder die volk. En dan het Jesaja hierdie visioen van God Almagtig wat op sy troon sit, en die serafs, die engele, wat rondom is, en hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here God van die leerskare. En dan ontdek Jesaja sy eie sonde toestand in die lig van God se heiligheid. En dan lees ons in die Bybel vers 5. Toe het Jesaja uitgeroep, dit is klaar met my. Ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is, want nou het ek die koning aanskou, die Here die Almagtige. Daardie innerlike belydenis van sy eie sonde toestand. En dan kom een van die serafs en vat 'n kool van die vuur en raak sy lippe aan en sê, jy is nou vergewe.
Dis wat die Heilige Gees doen. Hy praat in ons hart. Jy's vergewe. Hy het sy mond aangeraak by die koning gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe en jou sonde versoen. En dan kom die stem van die Here en vra, wie sal ek stuur? En Jesaja antwoord dadelik, hier is ek, Here, stuur my. En hy staan nou in die diens van die Here. 'n tweede voorbeeld, Saggeus in Lukas 19 vers 1 tot 10, daardie klein mannetjie wat 'n verraaier was en sy eie mense verraai het en gewerk het vir die Romeinse regering en tol ingesamel het. En dan hoor hy dat Jesus na Jerigo toe kom en hy klim in hierdie boom en Jesus kom daar die pad en toe Jesus by die boom kom toe stop en hy kyk op en hy sê Saggeus, hy noem hom by die naam, want hy ken jou by die naam. Saggeus, maak gou, klim af want ek moet vandag by jou tuis gaan. En dan is Saggeus hierdie sondaar, is hy hastig en hy nooi Jesus in sy huis in. En dan gebeur daar iets ongeloofliks. Vers 8. Maar Saggeus het opgestaan vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waarvan ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Ons noem dit restituisie. Hy maak reg in sy lewe. Hy maak verhoudinge reg in sy lewe. En dan kom die antwoord. Toe hoor hy die Here sê, die antwoord van die Here, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Hy is ook nou 'n kind van Abraham, die vader van al die gelowiges. 'n derde voorbeeld, die hoofman van 100, 'n Romeinse soldaat wat 100 soldate gehad het wat onder sy beheer was. En die Romeine was baie wreed in die kruisiging. En na die opstanding van Christus was daar 'n aardbewing, die grafte het oopgaan en die liggaam het uitgekom. En daar was vrees onder die Romeinse soldate. En dan kyk hier die hoofman en dan sê hy, Jesus, waarlik, hierdie man was die seun van God. 'n kosbare belydenis van 'n Romeinse soldaat wat Christus aangeneem het. 'n vierde voorbeeld, die moordenaar aan die kruis. En u weet in die boek van Matteus het beide hierdie moordenaars Jesus gespot en gevloek. Maar in Lukas 23 vers 38 tot 43 lees ons waar die een rower, die een moordenaar, die een krimineel, hy sê byvoorbeeld in vers 39, Are you not the Christ, the Messiah? Rescue yourself and rescue us. En dan vermaan die ander moordenaar hierdie vriend van hom en sê hy is onskuldig. Ons is skuldig en ons verdien die straf. Hy is onskuldig. En dan draai hy na Jesus toe en hy sê vir hom, Here, dink aan my wanneer jy in jou koninkryk ingaan. En dan hier antwoord Jesus hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vergewe van sy dade en nou het hy Christus gevind. Het tweede laaste voorbeeld, die besetene van Gadara. Ons lees daarvan in Markus 5 vers 1 tot 20. Jesus vaar met sy disippels oor die meer van Galilea na die land van die Gadareners. En dan as hy aan land gaan, dan is daar 'n man wat uitroep, 'n man wat ketTINGS kon hom nie in bedwang hou nie, en hy kom na Jesus toe aangehardloop en val voor hom neer, want hy was demoonbesete gewees, en ons lees daar was 2000 varke, en dat hy vir Jesus vra, moet my nie pynig nie, en dan sê die demone, Here, moet ons nie pynig nie, maar laat ons in die varke ingaan. Dan vind ons dat die varke by die kraanse afgaan en die demone is in hulle. En hierdie man is in sy verstand weer normaal beklee. Dan vra hierdie man vir Jesus, kan ek nie saam met jou kom nie? En dan sê Jesus vir hom, gaan vertel van die groot dinge wat die Here aan jou gedoen het in Decapolis, die 10 stede. En Jesus vaar weg en hierdie man gaan getuig wat die Here Jesus vir hom gedoen het deur sy kragtdadige, radikale bekering. En dan
Saulus wat Paulus geword het. Ons lees in Handelinge 9 vers 1 tot 20. Meanwhile Saul, still drawing his breath hard from the threatening and murderous desire against the disciples of the Lord, he went to the high priest and requested of him letters to the synagogues at Damascus, authorizing him so that if he found any men or women belonging to the way met 'n hoofletter, to throw them into prison. En terwyl hy op pad is, het daar 'n helder lig hom omstraal en hy was verblind gewees vir 3 dae. En dan roep hy uit, Here, en dan antwoord Jesus hom, waarom vervolg jy my? Why do you harass me? Why do you persecute me, Saul? En dan roep Saulus, wat later Paulus geword het, Here, wat wil jy moet ek doen? En dan kry hy die opdrag, hy moet na Jerusalem toe gaan en Ananias sal hom versorg. En na 3 dae kon hy weer sien en hy het vertoef saam met die disippels. En dan sê vers 20 vir ons, and immediately in the synagogues he proclaimed Jesus, saying, he is the Son of God. Die Heilige Gees is die krag agter 'n radikale bekering. Dis nie 'n nuwe blaadjie wat jy omslaan. Dis nie 'n nuwe jaarsvoorneme nie. Dis nie maar nou om jouself net te verbeter en nou begin godsdienstig of geestelik raak nie. Dit gaan nie werk nie. Dan moet 'n radikale verandering in jou hart kom om die Here Jesus aan te neem en hom te begin bely en onverskrokke vir hom te raak. Daarom kyk ons na Efesiërs 1 vers 13. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor het, en dat julle tot geloof gekom het in Christus, het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël, omdat die Heilige Gees nou in julle woon. Dus, dit is die Heilige Gees wat ons volkome verlos. Efesiërs 5 vers 18. En word nie dronk van wyn nie, maar word, want dit lei tot losbandigheid, maar word aanhoudend gevul met die Heilige Gees. Moenie aanhou in 'n sondige lewe nie, maar laat die Here Jesus jou lewe verander en dat jy geestelik groei en die Heilige Gees jou aanhoudend vul. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17, as dit in jou lewe plaasvind, dan is dit waar. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygaan, kyk, dit het alles nuut geword. Mag dit waar in jou lewe, daar waar jy sit, mag jy die belydenis, die getuienis in jou hart hê dat jy waarlik weergebore is. As dit nie so is nie, kom na die Here Jesus, neem hom aan en ontvang die gawe van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie vir radikale bekering. Dankie vir die wedergeboorte. En dat U gekom het om dit deur die werking van die Heilige Gees in ons lewe te bewerk, sodat ons kan getuig van die wonder van Christus en wat hy in ons lewens kom doen. My gebed is dat elkeen wat gehoor het en ons wat ook hier is, dat almal van ons kan getuig van die ware wedergeboorte in ons lewe en sodoende die Here Jesus volg tot hy vir ons roep. Ons bid dit in Jesus naam.